Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Ek het die groot voorreg om hierdie Sondag ons aangenome seentjie Ezra te doop en daarom is dit vir my gepas om Psalm 68 te lees. Sing 'n lied tot eer van God, sing tot eer van sy naam, maak 'n pad vir hom wat op die wolke ry en jubel voor hom wie se naam Here is. 'n Vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning. God laat eensaames in 'n huisgesin woon. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Mag jy sommer iets van God se karakter hoor in hierdie Psalm wat ek gelees het. Dit is wie hy is. Hy is 'n God wat moeite maak met die weeskinders. Hy is 'n God wat daar is vir die weduwees. Hy is 'n God wat mense laat tuis voel wat eensaam is. Ons is in lydenstyd en as jy die asem oomblikke dagstukkies gevolg het, dan gaan vandag se teksgedeelte ook vir jou mooi inpas. Maar voordat ons vandag se teksgedeelte lees, voordat ons verder dink, kom ons sê vir die Here dankie vir die voorreg wat ons het om sy woord te bestudeer. Hemelse Vader, dankie dat ons tyd in u woord kan spandeer. Here, dankie dat ons kan stil word. Dankie dat ons by u voete kan kom sit en sê, Here, kom leer ons. Here, kom verander ons. Here, kom daag ons uit. Here, kom laat ons groei. Laat ons meer word soos u. Here, help ons dat ons u koninkryk sal soek in vandag se teksgedeelte ook, Here. En mag ons anders wees aan die einde van vandag se boodskap. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou ons gaan kyk na 'n stuk in Markus 3. En dit is 'n bekende teksgedeelte en dit is soos volg, vers 24. Jesus is aan die woord en hy sê: As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie. Ons gaan net hierdie 2 verse lees vir vandag, maar ek wil graag vir jou so 'n klein bietjie konteks skep waar hierdie gesprek van Jesus vandaan kom. Dit is baie interessant dat ons kom agter as ons hierdie paragraaf lees, dat Jesus hard werk, dat Jesus fisies uitgeput raak. Daar staan hy so besig, hy kry nie eers kans om 'n klein bietjie te eet nie. So Jesus is besig om minuut na minuut mense te bedien. Hy's besig om homself op te offer vir ander mense. Hy's besig om sy tyd op te offer vir ander mense. En die eerste stuk kritiek of negatiewe opmerking wat na sy kant toe kom, is nie die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, maar dis sy eie mense. Sy eie familie lees ons, sê daar, hulle gaan hom haal, want hy is van sy kop af. Die nuwe vertaling sê, hy het van sy kop af geraak. So hier kom sy eie familie en sê, wat hy doen is mal. Wat hy doen kan nie goed wees vir hom nie. Skepper van die heelal, die koning van die hemele, word mens, word vleis, word vlees, en hy kom bedien aan 'n mense tot op so 'n punt dat hy nie kans het om vir homself 'n ou broodjie te eet nie, en die kritiek kom seker uit liefde uit van sy eie familie wat sê, hierdie man is mal. En dan dink ons aan teksgedeeltes soos Filippense 2 wat sê, dieselfde gesindheid wat in Jesus was, moet ook in ons wees. Ek weet nie wanneer laas iemand na jou gekyk het en die selfopoffering wat jy vir iemand gegee het en dan gesê het, jy is mal. Maar dis die radikale voorbeeld wat ons in Jesus het. Dis 'n radikale selfopoffering wat ander goeie mense laat dink, jy is van jou kop af. Dis die voorbeeld wat ons kry hier. Ek
Ek weet nie altyd wat om daarmee te maak nie, maar dis wat Jesus doen. Hy gee homself absoluut vir ander mense. Maar die kritiek kom nie net van sy eie gesin af nie. Soos altyd kom die kritiek ook van die skrifgeleerdes af. Jesus is besig om mense te genees, hy's besig om mense se sondes te vergewe en hy's onder andere besig om mense te genees van onrein geeste. En dan sê die skrifgeleerdes, hy is besete met Beelzebul of Beelzebul. In Engels Beelzebub. Nou sommer net vir interessantheid, dit is 'n verbuiging van die woord Baal, wat eintlik maar net Here of Meester beteken, en daar was klomp verskillende Baal gode gewees. Ek het laasweek in die aanddiens bietjie iets daaroor gedeel. Beelzebub is die Here of die Meester van die vlee. Ons lees in Rigters, as Gideon oorlede is, dan begin hulle Baal Berit aanbid, en dit is nou weer die Here van die verbond, of die ooreenkoms. Jesus sê hy is besete met die Here van die vlee. Dit is 'n bose gees waarin hulle geglo het, wat eenvoudig vir boosheid gestaan het. En verbeel jou net vir 'n oomblik, jy is die skepper van die heelal, jy word mens, jy kom gee jouself absoluut, ek wil sê tot op die been, kom gee jy jouself in liefde vir mense, en dan kom die mense van die kerk en hulle sê, hy kry sy krag van 'n bose gees af. Wat sou dit aan jou doen? Wat sou dit in jou wakker gemaak het? Watter emosie, watter aggressie, watter frustrasie sou dit in jou wakker gemaak het? Dat die kerkmense dit vir jou sê. So hy word in 'n sekere sin gekritiseer deur sy familie, hy word direk gekritiseer en aangevat en aangeval deur die skrifgeleerdes, en sy reaksie is baie rustig. Sy reaksie is eintlik heel logies. Sy reaksie is om aan te gaan met die selfopoffering waarmee hy besig is. Sy reaksie is nie om die bose met bose te beveg nie, nie om hulle aantuiging met aggressie te beveg nie, maar sy reaksie is om hulle aantuiging eintlik met 'n relatiewe rustige, logiese argument te beantwoord en te sê, maar waarvan praat julle? Hoe kan die Satan teen die Satan veg? Dit maak mos nie sin nie. 'n koninkryk wat verdeeld is, sal nie bly staan nie. 'n huisgesin wat verdeeld is, sal nie bly staan nie. En Jesus kom en sê deur hierdie 1, 2, 3 sinnetjies, sê hy eintlik, ek gaan nie val vir julle aantuigings nie. Ek gaan nie ophou omdat my gesin sê ek raak mal nie. Ek gaan nie myself hoef te verdedig voor julle wat my aanval nie, want ek weet wie ek is, ek weet waarmee ek besig is. En hy gaan eenvoudig aan met sy bediening. Hy word nie afgegooi vanaf sy missie, omdat daar kritiek is nie. Ek het al 'n belewenis gehad waar ek iets goeds wou doen. Ek het 'n ou op straat ontmoet en hy het vir my gesê hy kort skoene. Hierdie het nog in Johannesburg gebeur en ek sê toe vir hom, kry my môreoggend 9:00 by hierdie winkel. Ek sal vir jou skoene koop. Nou ek was 'n student gewees, ek het nie verskriklik baie geld gehad nie en skoene is nie goedkoop nie. Maar ek het hierdie commitment gemaak om vir hierdie ou te sê, môreoggend 9:00, ek sal vir jou skoene koop. En die volgende dag het gekom, ek was 9:00 by die winkel gewees, ek het tot 10:00 gewag en die ou het nie opgedaag nie. En waar ek hierdie gedagte gehad het van, ag nee man, ek gaan nou nie weer iets goeds probeer doen nie, want mense mors net jou tyd. Hierdie noem dit amper onbewustelike teenreaksie as ek iets goeds probeer wil doen en ek kry kritiek of ek kry teenkant en om net te sê, ag nee wat, ek is nou nie meer lus vir hierdie.
En van almal wat op hierdie aarde loop, is Jesus die een ou wat uiteindelik kon sê, ag nee, ek is nou nie meer lus vir nie. Ek gaan terug hemel toe, of ek gaan terug na my Vader se huis toe. Ek gaan terug waar ek vandaan kom, en ek is nou nie meer lus vir hierdie mense se nonsens nie. Maar wat 'n wonderlike God het ons wat aanhou deernis en selfopoffering beoefen, tot op die punt waar hy sterf aan die kruis. En dan kry ons 'n baie interessante teksgedeelte aan die einde van hierdie paragraaf, waar Jesus praat oor lastering teen die Heilige Gees. Hy sê, al julle lastering kan nog vergewe word, maar lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. En dan staan daar, dit het hy gesê, omdat hulle gesê het, hy is van 'n onrein gees besete. En hierdie is vir my 'n bitter interessante frase, want ek het al as tiener nogals gewonder oor, het ek nie al per ongeluk gelaster teen die Heilige Gees, en nou is dit 'n onvergeefbare sonde, en dan is dit net verby met my nie. En ek onthou my pa gevra, en hy het nog gesê, Frere, as jy daar wonder, het jy dit nog nie gedoen nie. As dit nog iets is wat in jou karring, is ek skuldig aan hierdie sonde, dan is jy nog in die Here se genade. Iemand wat dit waarlik doen, het regtig sy rug op die Here gedraai, en gee nie meer soveel om vir wat die Here sê, of wat die Here se opinie is nie. En is interessant, hy koppel dit aan hierdie feit dat hulle gesê het, hy is deur 'n onrein gees besete. Jesus is besig om net goed te doen. Hy is besig om die wat nie kan sien nie te laat sien. Hy is besig om die wat nie kan hoor nie te laat hoor. Hy is besig om die wat nie kan loop nie te laat loop. Hy is besig om die wat deur onrein geese besete is, vry te maak. En hier kom kerkmense en sê, dis die werk van die bose. En is asof die Here net sê, maar vriendie waar, as jy nie kan sien dat hierdie die werk van die koning van die heelal is nie, as jy nie kan sien dat hierdie die werk van die lig is nie, as jy nie kan sien dat hierdie die werk is van dit wat goed en mooi en opreg is nie, bo verdenking, dan is jy op bitter gevaarlike grond. Hulle godsdiens het hulle afgod geword. Hulle godsdiens het vir hulle soveel meer belangriker geword as die goeie werke wat die Here al in die Ou Testament vir hulle gesê het, waarmee hulle selfs moet besig hou nie. En dis nie iets niets wat Jesus mee besig is nie. In Jesaja, in die eerste hoofstuk van Jesaja, kry ons al hierdie opdrag, waar die Here sê, julle moet julleself besig hou met belangriker dinge as godsdiens. Ons sien hierso 'n groot opdrag, maar ook 'n groot stuk genade. Dan sê hy hierso, was julle, reinig julle, moenie voor my verskyn as julle verkeerd doen nie, hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen. Hierdie is Ou Testament. Leer om weer goed te doen. Sorg dat daar reg geskied. Gaan die verdrukker te. Laat reg geskied aan die weeskinders. Behartig die regsaake van die weduwees. Die missie van God is om daar waar sleg, seer, boosheid, alleenheid is, weer goed te maak, om weer lig te laat skyn daar. En dan kom hier die groot stuk genade in, wat ons almal aan kan vashou om te sê, kom, tog, laat ons hierdie saak uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakendrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. So die Here sê, change your ways, verander, word weer besig met dit wat reg is. Maar die vergifnis is groot. Ek is reg om saam met jou die pad te stap in die lig. Ek gaan nie vashou aan jou verkeerdhede en jou sondes nie. So ek is reg om saam met jou hierdie pad te hardloop so vinnig as wat ons kan, maar draai in die regte rigting. So gou as moontlik. Mag jy hierso nie 'n huis verdeeld wees nie. Het jy geweet dat as 'n kind aangeneem word, dan kry hy nie net 'n nuwe ID-dokument of 'n geboortesertifikaat nie. 'n Kind wat aangeneem word, kry 'n nuwe ID-nommer. Hy kry eintlik 'n totaal en al nuwe identiteit. En daar's
daar's iets hartseer daarin en daar's iets wonderlik in dieselfde asem daarin, maar wat ek wil hê jy moet raak sien vandag is met jou doop het die Here kom sê, en ek gee nie om hoe oud jy was, wanneer jy gedoop is nie, maar met jou doop het die Here kom sê, jy is myne, dit is wie jy is. Of jy my nou gaan aanvaar of nie, of jy dit gaan aanvaar of nie, maak nie eintlik saak nie, maar jy is my eiendom, jy is my kind, ek gee vir jou 'n splinter nuwe identiteitsnommer, ek gee vir jou 'n splinter nuwe identiteit, hier is dit, vat dit, dis verniet. En dan sit ons so baie keer en klou vas aan daai ou mens, en klou vas aan daai ou identiteit. Mag jy nie 'n huis verdeeld wees nie, maar 100% verkoop aan jou nuwe identiteit in Jesus Christus. Mag jou huisgesin nie 'n koninkryk verdeeld wees nie. Mag jy en jou vrou, jy en jou man, jy en jou kinders, jy en jou ma en jou pa, mag julle saam bid, mag julle saam die Here soek. En ja, om te stry beteken nie daar's nie eenheid nie. Om te stry beteken juist daar's kommunikasie, maar ons doen dit in liefde. En ons probeer deur dit 'n huis wees wat in eenheid funksioneer, nie verdeeld nie. Amen. Here, dankie vir die nuwe identiteit wat ons in U kry. Here, mag ons 'n huis wees wat nie verdeeld is nie. Mag ons as individu, as U tempel, as U heilige tempel, nie 'n tempel verdeeld wees nie, en mag ons huisgesinne ook nie 'n koninkryk verdeeld wees nie. Ons pleit dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam geluister het. Mag jy uitgaan en weet wie jy is in Christus. Die Here sal jou seën en jou beskerm, en die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.